Hierdie boodskap na toe gebring deur Skatte in die Hemel. Gaan sluit graag by ons Facebookgroep aan vandag. Vandag se boodskap kom uit Markus 4 vers 26. Met die koninkryk gaan dit so: iemand saai die saad op die land en gaan slaap en staan op, dag na dag. En die saad ontkiem en groei. Hoe, weet hy self nie. Vandag se boodskap is getiteld God laat groei. Baie mense is wonderlike tuiniers. Hulle praat met hulle plante, hulle maak hulle snags toe onder 'n seil kombersie, voed hulle, gee hulle water op hulle tyd en fluister liefdeswoorde aan hulle tuine waar ander dit nie kan hoor nie. Tog besef jy of jy nou sorgvuldig jou akkertjie versorg of nie, en jy gereeld slaaplose nagte het oor jou plante wat wind en weer, droogte en insekte moet weerstaan, groei hulle ongeag jou sorg of gebrek aan sorg. Het ons tuine ons regtig nodig? Op 'n ander vlak kan 'n mens vra, het God ons regtig nodig om sy koninkryk te versorg? Wat 'n verskil maak ons in sy koninkryk? Vat maar vir Jona wat leedvermakerig onder die wingerdrank gaan sit en wag vir God om die inwoners van die stad te vernietig. Tot God hom daaraan herinner het, dat hy nie die boom geplant of laat groei het nie. God het. Al wat hy moes doen is om 'n boodskap aan die stad Ninive te bring, om die stad te strooi. En toe hy uiteindelik doen wat God vra, het die mense hulle bedink en gesê, miskien sal God van plan verander en nie meer kwaad wees nie, dan sal ons ook nie omkom nie. En dit is presies wat gebeur het. Jy word gestuur om die saad te saai. God laat groei. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, U vertrou ons met die boodskap aan die wêreld, dat U omgee vir mense. En dat dit nie vir my is om die oes te weeg nie, maar om die boodskap van redding aan mense te bring. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. As jy soortgelyke boodskappe wil ontvang maandag tot Vrydag, sluit aan by ons WhatsApp broadcast groep. Stuur net jou nommer na 072 581 2973.